Ek wil u hartlik uitnooi om die Bybel saam met my vanmôre oop te maak by Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs die 2de hoofstuk en ons lees van vers 11 af saam. Toe ons nou vir Will Henry en vir Gawie nooi om ook hier by ons te preek in die tyd, het ek vanoggend gedink ek sal baie graag vanaand se boodskap met u wil deel. En daarom, ek het daaroor gebid en in my hart vrede dat ons dit vanmôre dan met u deel uit Efesiërs 2 vers 11 tot 22. U sal sien die opskrif daar, heidene en Jode met God deur die kruis van Christus versoen. Ons lees saam uit vers 11. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei, dis Jode en heidene, een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saam verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Nou, u sal sien dat hy praat hier van die gebou wat goed saamgevoeg word en hoe ons saam opgebou word, en wanneer ons by Efesiërs 4 van vers 11 afkom, dan gaan hierdie gedagte homself weer daar herhaal. Ek wil vra dat ons in gebed sal verenig, dan bid ons net saam asseblief. Onse dierbare en wonderlike Here Jesus, baie, baie dankie dat ons vanmôre op hierdie pragtige oggend, 'n vars oggend, by mekaar kan kom en dat ons as gemeente in 'n erediens u teenwoordigheid kan geniet. En Here, wanneer ons u woord noukeurig lees, dan kom ons baie vinnig agter dat eredienste is nie ons inisiatief nie. Dis nie ons wat dit gereël het nie. Dis nie ons wat so oulik is om te sê, ja, ons wil graag Sondag by mekaar kom in die oggende en in die aande nie. Nee, Here, dit is u wat ons roep om by mekaar te kom. Dis u wat sê dat ons die onderlinge byeenkomste nie moet versuim nie. As ons vanmôre hier by mekaar is, dan is dit omdat u, die lewende God, die groote God, ons verlosser, ons Here, ons koning, met ons 'n afspraak gemaak het. Ons hierheen opgeroep het deur u Gees, in ons harte die begeerte gewerk het, om hier by mekaar te kom,
En Here, wanneer ons die onderlinge byeenkomste versuim, wat die Hebreërskrywer sê ons nie moet doen nie, dan ignoreer ons eintlik die afspraak wat U met ons gemaak het. Dan sê ons eintlik nee, ek stel nie belang in die afspraak wat U met my het nie. En daarom dank ons U, Here, vir hierdie wonderlike voorreg om as gemeente, as U kinders, saam met besoekers wat ons met hulle teenwoordigheid vereer, hier by mekaar te kan wees. Ons dank U, Here Jesus, vir die verlossing wat daar in Christus is. Dankie vir die wonder van versoening met God, deur die bloed van die lam. Dankie dat ons vanmôre hier kon lees, dat U die middelmuur van skeiding afgebreek het, en dat U ook vir ons, wat nie Jode is nie, toegang tot God verleen het, deur die kruis van ons Here Jesus. Dankie dat die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het vir ons leer, dat Christus is ons vrede. En dankie dat ons vanmôre ook gelees het, Here, dat U vrede gemaak het vir ons, en dat U Jood en heiden as een nuwe mens kon skep, naamlik die gemeente van Christus. En terwyl U die gemeente geskep het as 'n nuwe liggaam, die liggaam van Christus, wil ons ook vanmôre erken dat die Bybel vir ons leer dat U nie klaar is met die volk Israel nie. Ons lees in Romeine 11 dat wanneer die Here Jesus op die wolke kom, dat hulle as volk hom sal herken en dat hulle dan tot bekering sal kom en dat hulle ook U sal lief hê en sal dien. Here, baie dankie vir die gemeente hier in Pretoria Oos. Dankie vir die jare wat U die gemeente in die lewe geroep het en gedra het deur baie omstandighede heen. As ons dink jare gelede, die kerkgebou wat eers hier gestaan het, afgebrand het tot op die fondament byna, al die stoele gesmelt het, wat 'n verskriklike trauma was dit vir die gemeente. Maar U het die gemeente deurgedra. U het wonderbaarlik voorsien. En hier is ons vanmôre, Here, en ons wil U loof, ons wil U dank, ons wil U prys vir alles wat U vir ons in die gemeente hier doen en beteken. Ons wil vra dat U sal voortgaan met U wonderlike werk in ons lewens. Ja, Here, moet nooit ophou daarmee nie. Bereik U doel met elkeen van ons. En met my in besonder, Here, wil ek bid, moet nooit ophou om met my te werk en met elkeen van ons nie. Vader, sal U nou die opening van U woord vir ons kom seën en dit heilig, sal U die woord in ons harte kom vasbind. Dankie dat ons met Efesiërs besig kan wees. Dankie vir die wonderlike, opbouende brief wat dit is. Dankie vir wat Paulus vir ons hier opgeteken het deur die inspirasie van U Gees. Kom, Here, kom praat met ons. Ons vra dit in Jesus se kosbare en wonderlike naam met danksegging. Amen. Nou ons lees op hierdie of in hierdie gedeelte op 2 plekke vers 14, want hy is ons vrede. En dan lees ons ook daar, deurdat hy vers 15 in die vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Sou u met my saamstem dat om vrede te hê is een van die wonderlikste dinge wat 'n mens op aarde kan hê. Die teenoorgestelde onvrede maak jou mos so, dit vreet soos iets binne in jou as jy onvrede het. So ek wil graag vanmôre met u praat oor God se vredesverdrag met ons. Nou is dit vir my baie interessant dat as 'n mens kyk na die aarde waarop ons leef, hoeveel vredesverdrae word daar gesluit op aarde?
Daar kom oorlog of daar kom onvrede op een of ander manier en daar is stryd en mense maak mekaar dood en dit is 'n vreeslike toestand en dit gebeur so baie. Dit gebeur so dikwels. En dan besluit die politici op 'n stadium, hoorie nee, nou is dit daarom regtig te erg. En dan reël hulle vergaderings en hulle kom by mekaar en hulle sit om 'n groot tafel en hulle drink koffie en hulle eet koek en hulle praat en hulle stoei die kant toe en daai kant toe en vanaand op die TV dan maak hulle 'n groot aankondiging en dan staan hulle daar asof hulle die grootste vriende is en hulle sê ons, nee, dis die klem in hierdie vredesverdrag, ons het vrede gemaak. Ons het 'n vredesverdrag gesluit. Die ouer mense sal weet, na die Eerste Wêreldoorlog het hulle die verdrag van Versailles gesluit, 1919. Dis nogal die jaar waarin my pa gebore is. So en maar dit was 'n baie eensydige verdrag, omdat die geallieerde magte baie kwaad was vir die Duitsers as gevolg van die Eerste Wêreldoorlog. En die geallieerde magte toe gevoel het ons moet die Duitsers nou onder die duim sit. Hulle moenie kan beweeg nie. Daar moet vir hulle geen manier wees wat hulle ooit weer 'n weermag op die been kan bring nie. En dit moet vir hulle bitter moeilik wees, né? Dit was 'n baie eensydige sogenaamde vredesverdrag. En dit het gemaak dat die Duitse volk van 1919 af, na die Eerste Wêreldoorlog, eintlik baie swaar gekry het. Op vele terreine, ekonomies, op vele terreine het hulle bitter swaar gekry. En toe verskyn daar 'n nuwe rakker op die toneel, met die naam van Adolf Hitler. Uit Oostenryk uit, hy's nie eens 'n Duitser nie. Maar hy kry Duitse burgerskap, en hy gaan staan vir die politiek, en hy wen in die laat 30er jare. Die Nazi-party wen toe. En skielik toe raak die hele wêreld weer verskriklik bang, want, en onthou nou het Hitler eintlik die verdrag van Versailles verbreek, né? So kan jy sien, hierdie vredesverdrag, daar's 'n probleem, die goed word verbreek, om elke hoek en draai. Ons sien dit vandag telkens, hoe die vredesverdrag verbreek word. Maar die wêreld word toe nou baie bang, want hulle het gesien, nee, die Duitsers het die verdrag gehou tot 'n punt wat hulle nie meer wou nie, en toe verbreek hulle dit, en toe begin hulle 'n weermag opbou, en ons weet hoe die Duitse weermag in die Tweede Wêreldoorlog gelyk, en Hitler het begin geleide maak dat die deel van Tsjechoslowakye wat hulle verloor het in die Eerste Wêreldoorlog, waar daar eintlik nog baie Duitse inwoners gewoon het, hy het begin geleide maak dat hulle dit weer wil inneem. En toe kom Chamberlain van Engeland, en die ou van Frankryk, en Mussolini van Italië, en hulle reël toe die verdrag van München in 1938. En daar sit hulle weer om die tafel, en hulle doen al die dinge wat hulle om die tafel doen, en hulle sluit die verdrag van München, en hulle kom ooreen dat Duitsland sal nie Tsjechoslowakye inval nie. En ek onthou so, omdat ek lief is vir geskiedenis, het ek na Neville Chamberlain, die eerste minister van Engeland, se toespraak al gekyk. En ek sal nooit die belangrike sinnetjie in daai toespraak waar hy die aand na die onderhandelinge in die verdrag van München wat gesluit is, ek dink dit was in September 1938, toe sê Chamberlain vir die Britte, I believe it is peace for our time. En wat gebeur 6 maande later? Hitler val die hele Tsjechoslowakye in, en hy beset die hele Tsjechoslowakye, en kort daarna toe somme Pole ook. En toe Frankryk. En die kat is in die hoenderhok, want die mens lieg as hulle vredesverdrag sluit. Die mens het sy eie agenda. Die mens doen wat hy wil.
Die mens wil nie na ander mense luister nie. Die mens wil sy eie wil laat seevier. En dis die rede waarom vredesverdrae wat mense sluit gewoonlik meeste van die tyd nie hou nie. Maar nou lees ons in vers 14 hierdie woorde, want hy, met 'n hoofletter hy, Christus, is ons vrede. En ek wil vir u 'n vraag vra. Ek wil vir u vra, as die Here Jesus hom na ons toe neerbuig, en hy's nie selfsugtig nie, en hy verlaat sy hemelwoning, soos Filippense 2 van vers 6 af ons leer, en hy ontledig homself, en hy neem die gestalte van 'n diensknegt aan, en hy raak gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En deur sy kruisdood en opstanding kom bied hy vir sondaars vrede aan. Kan ons hom vertrou? Gaan hy sy ooreenkoms met ons verbreek? Nooit. Dis die wonder van vanmôre se boodskap. Hierdie vredesverdrag van God is 'n verdrag wat die Here nooit sal breek nie. En in die eerste plek kyk ons na wat ons eens was. Vers 11 en 12 sê, daarom onthou. So die woord roep ons vanmôre om ons geheue te gebruik. Die woord roep ons om terug te dink wat ons was, voordat ons deur die Here uit genade gered is. Onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was. Nou, hoor jy, ek het nou al agtergekom, 'n Afrikaner hou nie daarvan. Jy moet vir hom sê hy's 'n heiden nie. Want ons is dan sulke goeie godsdienstige mense. Die Afrikaner oor die algemeen, nê? Ons is deel van een van 'n paar protestantse kerke wat van Nederland af hiernatoe gekom het, waarvan ek die name nie gaan noem nie. Maar ons is nogal 'n trotse volk. En die woord heiden val nie lekker op die oor nie. Maar kom ek deel nou maar met u die slegte nuus. Almal wat nie Jode is nie, is heidene. So as Paulus hier skryf, dan praat hy ook met ons. Onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde beslydenis wat in die vlees met hande verrig word. Dat julle in die tyd, dink terug, onthou, laat jou geheue jou bietjie bedien vanmôre. Wat was ons vroeër? Dat julle in die tyd, kom ons kyk, hier's 'n paar goed wat hy sê, sonder Christus was. Dis 'n toestand hoor. Dis 'n verskriklike toestand, sonder Christus was. Vervreemd van die burgerskap van Israel. Geen deel gehad het aan die burgerskap van Israel en daardeur toegang tot God gehad het nie. Vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte. Sonder hoop, sonder God in die wêreld. Dis wat ons was voordat ons Jesus ontmoet het. Dis 'n toestand van, soos Efesiërs 2 vers 1 sê, 'n toestand van dood. Dis 'n toestand waarin jy geen hoop het nie. Hier staan dit, sonder hoop. Nou ja, die gemeentelede in Efese was ook natuurlik, die wat nie Jode was nie, almal heidene uit Klein-Asië. En hulle het almal afgode aanbid. Onthou u met ons inleidende boodskap die aand, het ons gesê dat ook die tempel van Diana was daar in Efese gesetel. Sy was die godin van die maan en van die natuur en van jag. So sy het nogal 'n groot portefeulje gehad. Ou Diana, al was sy van klip gemaak en sy kan nie praat nie en sy kan nie sien nie en sy kan nie hoor nie en sy kan nie loop nie en sy kan absoluut niks doen nie.
Sy so magteloos. Maar hulle was baie lief vir haar. As u terugdink aan Handelinge 19, dan sal u onthou, daar was Demetrius die silversmid wat beeldjies gemaak het van die tempel van Diana. En toe Paulus die evangelie daar begin verkondig en die Efesiërs kom tot bekering, toe is daar 'n geweldige opstand. Toe sê hulle, nee, hierdie man gaan Demetrius nou bankrot maak. Want wie gaan nou nog weer sy beeldjies koop? In 'n geweldige opskudding daar in Efese. 'n Oproer oor die evangelie. Nou, Paulus skryf byvoorbeeld, as ons nou praat oor die heidendom en die Efesiërs en die tempel van Diana en die arme stomme afgode wat niks kon doen nie, skryf Paulus vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 12 vers 2, julle weet dat julle heidene was, weggevoer na stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Verskriklike toestand waarin hulle bevind het. En as 'n mens nou dink, wat skryf hy hier sonder Christus? Verknog aan afgode wat niks kan doen en wat niks beteken nie, vervreemd van die burgerskap. Nou, ons het almal 'n identiteitsdokument, né? Ek hoop so, dit is veronderstel om een te hê. So, is of, daar's miskien van julle wat nog 'n groen boekie het. Wie het nog 'n groen boekie? Juf, hier's baie. Dat nog 'n groen boekie het, en die res het 'n wit kaartjie. En daarop staan daar, as jy vorms moet invul, byvoorbeeld vir 'n visum aansoek, dat jy is 'n Suid-Afrikaanse burger, né? Jy's 'n Suid-Afrikaanse burger. Maar weet jy wat sê Paulus as jy die Here Jesus ontmoet het? En hy het in jou hart ingekom en hy het jou uit genade gered. En hy het jou sy kind gemaak. Dan skryf Paulus vir die Filippense, ons burgerskap is in die hemele. Dis hoekom ek nie sal aansoek doen vir vlugtelingstatus waar ook al nie. Want my burgerskap is in die hemele, van waar ek Christus verwag, as my verlosser. Ek sê nie, julle moenie aansoek doen as dit in julle harte lewe nie. Ek sê net, hoekom sal ek nie aansoek doen nie. Van waar ons, as ons verlosser verwag, ons Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself onderwerp. Hoe wonderlik om vanmôre te weet, as jy in Christus is jy nie meer 'n vreemdeling nie. Jy het burgerskap in die hemel ontvang. Almal wat in die weermag was sal onthou, jy word toegedeel aan 'n sekere basis. Ek was in Heidelberg by die Leergymnasium. Dit was my basis, maar dan stuur hulle jou vir 'n maand na 'n ander plek toe om daar iets te gaan doen. En as jy daar aankom, dan is jou status as volg. Jou basis is Leergymnasium Heidelberg en jy's hier op afgedeelde diens, hier by 5 Syne en Wonderboom. Afgedeelde diens. So ons burgerskap is in die hemele en ons is in Suid-Afrika op afgedeelde diens. Kom ons net 'n tydelike kaartjie gekry het om te sê jy's hier op afgedeelde diens. Ons basis is daar. En dit behoort ons almal grootliks te bemoedig, né? Dit behoort ons te laat moed skep. Hy sê ons was vreemdelinge ten opsigte van die verbonde. Daar was niks van die beloftes van enige verbond wat God met enige iemand gesluit het in die Ou of Nuwe Testament wat ons deel was nie. Ons het geen belofte gehad wat ons toegekom het nie. Ons was sonder God en ons was sonder hoop. 'n Verskriklike toestand waarin ons bevind het. Maar in die tweede plek, dit gaan oor die vredesverdrag wat God met ons kom sluit het. Wat het die Here vir ons gedoen? Dis die tweede gedagte. Wat het die Here vir ons gedoen? Nou, as ons nou kyk daar na vers 14, want hy, Christus, is ons vrede. Hy wat albei, Jode en heidene,
een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees aan die kruis die vyandskap tot niet gemaak het. Naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy, hoor hier kom het weer, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, die liggaam van Christus. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie, hier is dit die derde keer, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig, aan julle wat ver was, en aan die wat naby was, dis dan die Jode. Want deur hom, Jesus, het ons albei, Jode sowel as heidene, deur een gees toegang tot die Vader. Dis 'n mond vol. Dis typies Paulus. U kan sien Paulus, ek sien nie een enkele punt nie, ek sien 2 puntkommas. O, daar is 'n punt. Maar wat Paulus doen is hy haal diep asem. En dan skryf hy sulke lang sinne. En dan moet 'n mens hierdie sinne gaan ontleed en jy moet hulle uitmekaar uit gaan haal en jy moet mooi gaan kyk. Is dit nie vanmôre wonderlik, liewe broers en susters, om te weet dat ons, wat vroeër ver was, wat vreemdelinge was, wat nie burgerskap gehad het nie, wat sonder God was, sonder hoop was, deur Christus en deur die vrede wat hy bewerk het, naby gekom het. Baie, baie naby gekom het. Ja, deur sy bloed en die versoening wat hy bewerk het, is dit moontlik, omdat Jesus die vyandskap wat sonde gebring het, uit die weg geruim het. Hy sê vir die Kolossense, hy het ons oortredinge, wat vyandskap tussen ons en God veroorsaak het, aan die kruis vasgenaal. Hy het dit uit die weg geruim. Dis wonderlik om dit te weet. Versoening met God is alleen moontlik deur die bloed van Jesus. O, ek hoop en ek bid vanmôre dat hier nie iemand is wat nog op eie stoom en op jou eie manier probeer om versoening met God vir jouself te bewerk nie. Deur jou kerkbywoning of deur dit wat jy doen of deur dit wat jy gee of deur jou goeie dade of deur jou opvoeding of wat dit ook al mag wees nie. Maar ek bid dat elke een wat vanmôre hier sit uit jou hart uit kan getuig, omdat die bloed van Jesus my afgewas het. Daarom het ek vrede met God. Daarom het ek naby gekom, want anders het jy vals vrede. Anders is jy op 'n valse fondament. Niks anders kan versoening bewerk as die bloed van Jesus nie. Dit is vir my so mooi as jy vers 14, 15 en 17 lees, dat jy sien, hy is ons vrede. Vers 15, hy maak vrede. En vers 17, hy verkondig die evangelie van vrede, die blye boodskap van vrede. Hier sien ons baie duidelik die verskillende gedaantes van die vredesverdrag wil ek amper weer sê, wat God met ons kom sluit het as heidene in Christus en deur sy bloed. By die kruis het God met die bloed van Jesus daardie vredesverdrag onderteken. Dit is aangrypend, né? Hy het dit onderteken. En weet jy wat? Hy gaan nie soos die wêreldleiers môre omdraai en sê, sorry, ek het dit nie bedoel nie. Ek het nou 'n ander plan nie. Hy gaan deur met sy vredesplan. Dis nie met ink nie, dis met Jesus se bloed geteken. En dit is vir my so mooi as hy sê, en hy het die middelmuur van skeiding afgebreek. Wat is hierdie middelmuur van skeiding? Nou wel, fisies was daar by die tempel 'n muur wat die heidene uit sekere dele van die tempel weggehou het. Die heidene mag nie daarin gekom het nie. Hulle mag amper net so by die voorportaal ingeloer het.
En daar was hierdie middelmuur wat hulle toegang tot die tempel verbied het. Hulle mag nie daar nie. En dan was daar 'n inskripsie in Grieks en Latyn in die Jesus se tyd, waar daar gestaan het, geen vreemdeling. Kan jy hoor Paulus sê ons was vreemdelinge, nê? Geen vreemdeling mag oor hierdie muur kom nie. Wie dit doen, is self verantwoordelik vir sy dood wat sal volg. Vreeslik, die middelmuur van skeiding het Jesus afgebreek, en geestelik beteken dit natuurlik toe Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring, tetelestai, die prys is volkome betaal, en die voorhangsel skeur van bo tot onder middeldeur. Toe open Jesus die weg vir elkeen wat wil. Elkeen wat in geloof na hom toe kom, sal gered word. Daardie hele skeidingsstelsel van die wet met sy rituele en sy offers is in Christus vervul. Christus het die prys betaal en die middelmuur van skeiding is afgebreek. Volgens daai oorlosie het ek nog 10 minute, volgens hierdie een het ek 4. Kom ons kyk. In die laaste plek, wat ons nou is. So is julle dan nie meer alles wat ons by die eerste punt behandel het nie. Nie meer dit nie. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, 'n gebou van God, goed saamgevoeg op die fondament van Christus. Is dit nie wonderlik nie? Julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God. Ek wil 'n illustrasie met u deel. Ek wonder wie van u ken ek nou die kortste? Wat ek nie baie goed ken nie. Hier's 'n paar van u, maar kom ons veronderstel ek ken nie een van u baie goed nie. Wel, eintlik kan ek dink ek die illustrasie op ons almal van toepassing maak. Hoe sou u daarvan hou as ek na 'n kerk daar by u huis opdaag vandag en ek maak die voordeur oop en ek stap in en ek maak my tuis daar in die sitkamer en ek sê, wil julle nie vir my lekker koffietjie bring nie asseblief? En ek gaan kombuis toe en ek bak vir my 2 eiers en ek maak vir my roosterbrood en ek gaan soek watter is die lekkerste bed daar in die huis en ek gaan vat 'n middagslaapie daar. Wie sal daarvan hou? Nou nie jok nie, want dan gaan julle, as julle jok, gaan julle hande opsteek. Jy sal nie daarvan hou nie, want hoekom nie? Want ek is nie 'n huisgenoot in julle huis nie. As ek daar kom, is ek net 'n besoeker. Ek gaan op uitnodiging na u huis toe. As kom jy 'n blou kaartjie moet invul vir huisbesoek. Dan gaan ek op uitnodiging na u huis toe. En dan gedra ek my soos 'n besoeker. Soos 'n ouderling in Carletonville toe ek 'n student was vir my gesê het, toe ek nou die dag daar preek en ek bly die middag by hom en sy vrou, ek en Annetjie, kom ons daar in die sitkamer en hy sê vir my, maak jou tuis, moet net nie my goed gaan verpand nie. Nee, dit is net sy voorreg, is nie my voorreg om dit te doen nie. Jy kry die punt. Jy snap wat ek probeer illustreer. Vroeër was ons ver gewees. Vroeër was ons sonder Christus, sonder hoop, sonder God. En nou het God self by ons kom woon. Ons het burgers geword. Terug by die kaartjie, né? Maar ons is nie besoekers nie, ons is huisgenote. Hy is ons Vader en ons is broers en susters in Christus. Nie net kamptig nie, nie net, dis mooi woorde, dis mooi uitdrukkings, liewe broers en susters, ons is reg in die koninkryk van die lig. Ons is nie meer buite die stadsmuur en daar's nie meer 'n middelmuur van skeiding wat ons uithou nie.
Daai muur is afgebreek. Ons het nou deel aan die Here Jesus binne in die hemel. En ons verwag ook sy wederkoms van daar af. Ag, hoe 'n toestand. As ons dink wat die Here Jesus kom doen het, deur die middelmuur van skeiding af te breek, in 'n vredesverdrag te kom sluit met ons met God te versoen, en as ons dink wat ons nou is. Ek gaan probeer om die woorde vir 'n tydjie te onthou. Of gaan ons sê, Here, dis aangrypend wat U gedoen het. Dis wonderlik, Here, daai middelste punt wat U gedoen het, sodat ons daar van die eerste punt af kon oorkom en dat ons kan beleef, invloed te hê in ons toewyding aan die Here. Dit behoort 'n geweldige invloed te hê in ons liefde vir die Here en vir sy gemeente. Dit behoort ons lewens radikaal aan te raak en 'n verandering te bring wat net die Here alleen kan bring. Mag dit ook so wees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbaarheid van U woord. Dankie dat ons vanmôre by hierdie baie aangrypende gedeelte in Efesiërs kon stil staan, en ons sien ook uit om, as dit U wil is, volgende Sondag aand voort te gaan en dan by Efesiërs 3 te kom. O Here, wat 'n wonderlike brief. Wat 'n aangrypende liefdesbrief aan U gemeente uit U hart uit. En ons wil bid en vir U vra, Here, dat U hierdie woord van vanoggend in ons harte sal kom vasbind. Help ons dat ons lewens op 'n radikale manier ook so sal inrig, dat Efesiërs 2 vers 11 tot 22 ons lewens kan weerspieël. Dankie vir die vrede wat Jesus gebring het. 'n Vrede wat nie tot niet kan gaan nie. 'n Vrede wat nie môre, omdat Jesus anders dink en God anders dink, by die agterdeur uitgesmyd word nie. Maar 'n vrede wat standhou. Ons bid vir Will Henry wat vanaand uit Psalm 27 die woord met ons kom deel. Ek persoonlik is opgewonde om te kom luister. En baie dankie Here dat hy ook gemaklik kan wees. Dis nie 'n kritklas vanaand nie. Ons kom om te hoor wat die Here vir ons wil sê. Ons bid ook nou vir die CVV wat vergadering gaan hou. Seën ook hulle bedrywighede. Ons bid vir die maand wat voor ons lê, terwyl dit 'n baie bedrywige maand vir baie van ons is, met afsluitingsfunksies en selfs in die gemeente, al die dinge wat gebeur. U kry al die eer en al die lof in Jesus se naam. Amen.